Kom ons gaan net so sit, en dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Vader, baie, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om te kan bid. Baie dankie dat ons vanmôre weet dat U is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. Ja, 'n rotsvesting, die God op wie ons kan vertrou. Here, ons lees in die woord dat al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die see, nogtans is U die een wat ons in stand sal hou en sal dra met U reddende regterhand. Here, ons is so bevoorreg bo miljoene ander mense in hierdie wêreld dat ons U as ons God het. Ons beleef baie moeilike tye in ons land en in die wêreld. Dis presies soos die skrif sê dat mense is radeloos en sterf aan hulle harte by die dosyne en mense soek antwoorde vir wat aangaan in hierdie land en wêreld en Here, die antwoord is maar eenvoudig dat ons die Skepper en die Redder, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, moet dien en met volg, met ons hele hart en met ons hele lewe. Daar is geen ander oplossing of uitkoms nie. Regerings kom en gaan en koninkryke kom en gaan, maar U koninkryk bly vir ewig, Here, en daarom is die gebed van my hart vanmôre dat ons as gemeente hierdie blye boodskap sal uitdra, dat God vir ons so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis hierdie boodskap wat 'n verandering bring in die diepste wese van die mens, en dit werk uit na ons buitekant, waar mense dan ook hoor wat ons sê en sien wat ons doen en kyk na hoe ons optree. En daarom pleit ek, dierbare Here, dat ons die evangelie nie goedkoop sal maak, deur die evangelie te preek waar mense gered word in aanhalingstekens, maar hulle lewe verander nie. Daar is nie 'n vernuwing nie. Daar is nie 'n liefde vir God en 'n liefde vir sy woord en 'n liefde vir sy mense en sy huis en sy kinders nie. Ag Here, dit is vir my so tragies toe ek hierdie week daardie video gekyk het waar hulle praat van die voorspoedsteologie en hoe hulle vir mense dinge beloof wat hulle nie kan gee nie, en hoe mense wegsink in hulle elende, en wanneer die probleme kom en die vraagstukke kom, het hulle nie antwoorde nie. Want dierbare Here, ons besef dat hierdie wêreld is 'n gefalle wêreld en dit is in die mag van die bose soos U woord vir ons leer, en ons weet dat ons in hierdie wêreld verdrukking sal hê. Daarom het U ons nie 'n evangelie aangebied wat die lewe vir ons so gemaklik moontlik kan maak nie. Maar U het 'n evangelie aangebied waar U seun as voorbeeld vir ons gestel het, wat die uiterste prys betaal het, sy lewe aan die kruis het op Golgotha gegee het, en vir ons gesê het, dat ons hom die leidsman en volëinder van ons geloof in die oog moet hou. Here, help vir ons dat ons nie tipe evangelie sal verkondig waar ons dink dat ons enige reg het op iets wat U vir ons kwansy's beloof het of sal gee nie. Al wat ons is boetvaardige sondaars, Here, wat genade by U gesmaak het. Al wat ons is elendige mense wat nood het aan 'n God wat red en wat vir ons in stand hou deur die krag van sy woord. Al wat ons vanmôre nodig het, Here, is om weer te besef ons is klei en U is die pottebakker. Ons is maar soos die bedelaar by die poort van die koning. Maar dankie dat U 'n liefdevolle koning is wat U ontferm oor elkeen wat die naam van die Here aanroep. Daarom wil ons vanmôre met vrymoedigheid sing, ons wil met vrymoedigheid preek. Here, ons wil luister met aandag sodat ons U kan verheerlik in alles wat ons doen. Dat ons hier vandaan sal vertrek en dat ons harte brandende in ons binneste sal wees, omdat die waarheid van U woord tot ons harte gespreek het. En wie weet, ons weet nie of ons, Here, weer 'n geleentheid soos hierdie sal hê nie. Daarom wil ons nou alles, Here, wat miskien ons aandag kan aftrek, wil ons in ons lewe eenkant skuif, beveg, ons wil ons gedagtes gevangene neem, tot gehoorsaamheid aan U, sodat U deur alles verheerlik en geëer sal word. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Nou, ons maak oop by Openbaring 4 en 5, so voor U nou moedeloos raak, dat U dink nou die res van my Bybel het verdwyn. Ek gaan nou vanmôre regtig klaar maak met Openbaring 4, en dan gaan ons ook 'n deel in Openbaring 5 hanteer, so kom ons lees saam Openbaring 4 en 5. Vanmôre gaan ek met U praat oor die gedagte van die troon, die 4 lewende wesens, die geseelde boek en die leeu van Juda. Nou,
Hierdie week was daar 'n persoon by my gewees en ons het so 'n bietjie gepraat. Hy's ook in die bediening, so 'n bietjie gepraat oor prediking en toe sê ek vir die jong man, toe sê ek vir hom, luister, mense raak nooit gewoon daaraan om te preek nie. Elke boodskap is 'n nuwe uitdaging. En jy het opnuut die krag van die Here nodig en die wysheid van die Here nodig en ek vertrou dat u ook getrou bid vir ons as predikers, dat ons met wysheid ook God se waarheid aan u kan bring, sodat ons die Here kan verheerlik. Nou, vanmôre moet ek sê, een van daai oggende wat my broek weer van vooraf bewe, en my senuwees is redelik klaar, maar kom ons probeer, en ons vertrou die Here om vir ons wysheid te gee om deur die preek te kom. Openbaring 4 vers 1 tot 11, na hierdie ding het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Vers 2 sê, en dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon, en wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk, soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die troon het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslaa en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurwakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas, soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë, van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, jy is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En die Bybel sê, en Johannes het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is, om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons 'n God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag, en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is,
en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Nou ek hoop as ek die Bybel lees en as u die Bybel lees, dan probeer u vir uself 'n prentjie vorm in u kop oor dit wat die Here vir ons probeer in hierdie gedeeltes uitbeeld. Ek dink dit is goed om baie keer in hierdie beelde te dink om te sien wat die skrywer vir ons probeer sê oor die heerlikheid van hierdie God wat in die Bybel vir ons geopenbaar word. Nou vriende, ek gaan vanmôre met u praat, nie 'n besondere vers van oordenking nie, maar ek gaan met u praat oor die tema, die openbaring aan Johannes nadat die deur in die hemel geopen is. U sal sien deel 5 en dan die troon, die 4 lewende wesens, die geseelde boek en die leeu van Juda. Nou net so kort oorsig, vriende, oor die Openbaring 4 gedeelte wat ons al reeds hanteer het. U sal onthou, ons het vir u gesê, hier op die kaart is dit die kerkdispensasie. Nadat Jesus gesterf het, sien ons dat hy opgevaar het na die hemel, Heilige Gees is uitgestort, en hierdie verteenwoordig die kerk van die Here Jesus oor al die geslagte, van dat Jesus dan gesterf en opgestaan het, tot waar ons tans onsself dan bevind. Vir u gesê dat ons dan ook in Openbaring 4 sien, dat die kerk van die Here Jesus nie meer op aarde is nie. Die Bybel sê dat Johannes direk na hierdie gebeure, die vertelling van die 7 gemeentes, dat hy onmiddellik die deur geopen in die hemel gesien het, en daar is sekere dinge wat aan hom geopenbaar was, in hierdie kykie wat die Here hom gegee het in die heerlikheid. Vir u gesê by die boodskappe wat verby is, dat hy die bruid van Jesus in die hemel gesien het, verteenwoordigend van die 24 ouderlinge, die troon, die ouderlinge en die kroon het ons oor gepraat, en hoe besonder dit is ook, dat ons moet arbei om eendag loon te ontvang. Ons arbei nie om gered te word nie, ons word gered uit genade deur geloof, ons ontvang hierdie verlossing as 'n geskenk van God, maar ons reaksie daarop sal wys, of daar werklik iets in ons lewens gebeur het, en dan sal ons ook loon ontvang om dit aan die voete van die Here neer te lê. Dit was ons 3de boodskap, ons krone as 'n dankoffer aan Jesus. En laasweek het ons bietjie gekyk na die misleiding van hedendaagse openbaringe rakende die hemel en die hel. U sal onthou, ek het vir u verlede week uit die ryk man en Lazarus se gelykenis gewys dat God se woord vir ons genoegsaam is. Ons het nie nuwe profete en visioene en drome en stemme nodig nie. God se woord is vir ons genoegsaam, en ek wil vir u sê, die meeste wat hulle wend na al hierdie drome en visioene en boeke van mense wat kon sê die hemel en die hel gesien het, is mense wat heel moontlik die Bybel nie lees nie. Want u sien, toe die ryk man vir Abraham vra, stuur vir Lazarus om my broers dringend te waarsku, Lukas 16, dat hulle nie in hierdie plek van verderf kom nie, toe sê Abraham 2 keer vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. En daarom is ons besig in hierdie gemeente met God se woord. Nie met my opinie oor God se woord nie, maar met dit wat God se woord sê. En vriende, mense vra dikwels, hoe berei jy voor? Hoe kom jy by die waarheid van God se woord uit? Hoe weet jy wat om vir ons te sê? Luister, enige preek moet ondersoek word aan die hand van God se woord. My woord is nie autoritair nie. Daar is een boek wat autoritair is God se woord. Wat doen ek? Ek lees die teks, ek kyk na wat die teks sê, ek probeer skrif met skrif verklaar, en dan gaan kyk ek na wat ons in die geskiedenis leer oor hierdie selfde gedeelte. Is daar manne wat praat soos ek praat en soos ek dink? En kan ek u in 'n rigting lei wat ons God sal verheerlik en ook nader aan hom sal beweeg? Dis die doel van prediking. As u hier uitstap, moet u nie sê, luister, hierdie man kan goed preek of sleg preek, of hy preek lank of kort nie. Dit moet gaan oor, as u hier uitstap, hierdie man, deur die prediking van die woord, het ons in God se teenwoordigheid gebring. Ons sien wie hy is, ons sien wie ons is, ons sien wat ons nodig het om ons te skik om hom te ontmoet. Dan het ons geslaag in prediking, en dan word God verheerlik. En dis ek gaan poog om vanmôre te doen, en ek bid dat die Here ook geëer sal word, want vanmôre praat ons oor die gedagte, die troon, 4 lewende wesens, die geseelde boek en die leeu van Juda. Nou vriende, as ons kyk na hierdie gedagte, wat ons vanmôre gaan hanteer uit Openbaring 4 en dan so ietsie van Openbaring 5 vanmôre,
dan sien ons baie duidelik dat die troon van God onwankelbaar vas staan deur al die eeue. En nou sien ons wat sê Johannes, en wat wys Johannes, of die Here vir Johannes, in die 5de vers van Openbaring 4. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan. En 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand, en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en agter. So Johannes op die eiland Patmos, hy is 'n gevangene daar terwille van die evangelie, soos ons reeds vir u gesê het in die boodskappe wat verby is. Die Here openbaar aan hierdie apostel van hom, hierdie heerlike gesig van die hemel, en wat vir hom uitstaan is die prominensie van God se troon. U sien, alles sentreer rondom die troon van God. Jou en my lewe is nie die senterpunt van alles nie. Jou en my lewe is nie die belangrikste op aarde nie. My en jou lewe is juis vir ons gegee om hierdie God wat op die troon sit, te eer en te verheerlik met alles wat in ons is. Hoor wat staan in vers 5a. U sien, ek wil die klem vir u lê deur net vir u te sê wat Johannes hier gesien het en wat ons verder in die boek Openbaring gaan sien. En dit is dat die oordeele van God se troon sal kom. Ons beleef 'n tyd waar mense geweldig bang is vir mense. Ons is bang vir hulle opinies, ons is bang vir wat hulle aan ons kan doen, ons is bang vir wat hulle van ons kan wegvat. En ek wil vir u sê, as ons so gesindheid het, wanneer dit kom by mense, dan is ons op 'n verkeerde pad. Mense se asem is in hulle neus. In 'n oomblik kan God dit wegvat. Die een wat gevrees moet word, is die een wat op die troon sit, wat die oordeele vanuit die troon sal gebied. En die aarde sal besef en verstaan en weet, daar is een God, die God van die Bybel, wat regeer en wat heers, wat geskaap het en wat 'n einde gaan maak aan alles wat hy geskaap het. Het was my so treffend om te sien, dat rondom die troon, vind ons sekere dinge, maar vanuit die troon van God, sien ons hier die oordeel wat sal kom. Hoor wat sê Psalm 96 vers 10 tot 13. Sê onder die volke, die Here is koning, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Let op vers 11 en 12. En dan gaan ons kyk wat sê vers 13, en dan moet u vir my gedagte gee wat u sien in hierdie 3 verse. Laat die hemele bly wees en die aarde juig, en laat die see sy volheid bruis. Laat die veld juig en al wat daarin is, dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Wat het u opgeval in die lees van hierdie 3 verse sopas? Wat my opgeval het, vriende, is dat die aarde en alles op hierdie aarde sal juig wanneer God sy oordeel stuur. En jy kan miskien vra, maar hoorie, is dit nie so bietjie sadisties nie? Want die oordeel sluit in die dood van mense, die verwoesting van sekere dinge. Maar wat die psalmdigter sê en wat Romeine 8 vir ons leer is, dat die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaring van God, sodat die sondige bestel verby kan gaan, sodat God se heerlikheid geopenbaar kan word. U sien, die hele skepping, die skepsele, elkeen, mens en dier, plante en die hele wêreld is onder God se vloek, juis omdat sonde in hierdie wêreld gekom het. En die psalmdigter sê, dat wanneer die oordeel kom, sal alles juig, want dis die begin van die einde, om die nuwe daar te stel. Dit wat vir ons iets is, wat ons nie regtig kan pyl, op hierdie oomblik nie. As u nou u gedagte die mekaar wil maak, moet u op u bed gaan lê vanmiddag, dan dink jy aan, hoe sal 'n sondelose wêreld lyk? En ek wil vir jy sê, jy gaan nie daarby uitkom nie. Want jy word gebore in sonde, jy leef in 'n wêreld wat gebuk gaan onder die vloek van sonde, en dit sal eers wees wanneer ons die Here in sy heerlikheid sien, dat ons 'n wêreld sonder sonde sal ken. Maar jy kan ietsie daarvan smaak, die dag wanneer jy by die kruis uitkom, en Jesus Christus ontmoet. Ek lees vir jy wat staan in Handelinge 17 vers 30, soortgelyke woorde oor die oordeel van God.
Hy het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. So Johannes, vertel maar vir ons wat die res van die Bybel vir ons sê. Dat vanuit die troon van God sal die oordeele kom, en daarom moet ons gereed wees vir wanneer die Here kom. As ons nie sy kinders is nie, sal ons deur hierdie oordeel gaan, en sal ons sien dat God nie net magtig is nie, maar almagtig, die een wat regeer tot in alle ewigheid. Die B-gedeelte van vers 5 sê, en daar was 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, en het voor die troon gebrand. Nou, vriende, hier is baie simbole wat in die boek Openbaring gebruik word, en u gaan later sien in die boodskap, ons moet nie poog om alles te probeer verklaar nie, want dan kom ons uit by allegorisering, en as 'n mens allegoriseer met die woord, maak jy ander mense die mekaar. Want Piet sê dit, en Koos sê dit, en Jan sê dit. Daarom gaan u sien in die reeks boodskappe oor die boek Openbaring, gaan ek vir u sê, soos vanmôre ook, ons verstaan nie altyd wat die gedagte van God is in dit wat hy vertel in sy woord nie. Maar ons kan 'n les leer daaruit wat van toepassing is op ons, en dan ook die Here beter verheerlik. Nou as ons gaan kyk na wat die kommentaarskrywer sê, en dit wat binne konteks in die woord van die Here staan, is hierdie 4 vakkels en die 7 geeste van God simbolies van die Heilige Gees en sy volkomendheid en heilige karakter, soos ons vind in Jesaja 11 vers 2. Nou ek het al daaroor gepraat, so ek gaan net dit vir u noem, en ek gaan verder nie daaroor preek vanmôre nie, want Jesaja 11 vers 2 sê, en op hom sal die Gees van die Here rus, verwysend na Christus wat sou kom, en dat hierdie Gees wat op hom sal rus, die Gees van God is, en die Bybel sê, dit sal op die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Nou dis maar wat ons reken in hierdie B-gedeelte van vers 5 bedoel word. Maar wat vir my uitgestaan het in die voorbereiding, vriende, was die feit dat as ons hierna kyk, dan sien ons dat die Gees van God as deel van die drie-eenheid aktief sal deel in die regverdige oordeele van God oor die nasies. As u saam met my gekyk het, sal u sien, die 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En ek het begin dink daaroor, en ek het gewonder nou maar, wat sal dit beteken, dat die oordeel uit die troon gaan, en voor hierdie troon brand hierdie oordeele van God, en ek het vir myself die vraag afgevra, wat wil die skrywer vir ons sê? Wat wil die Here vir ons kom leer? En ek het daaraan gedink, vriende, dat ons leef in 'n tyd waar mense die drie-enige God heeltemal skei van mekaar. God die Vader, en jy kan maar met die deursnee mens gaan praat wat as Christelik bekend staan, glo dat God die Vader is die ongenaakbare. Hy is die God van die Ou Testament wat hard en ongenaakbaar is, en hy tref almal met die banvloek, en vrouens en kinders en diere moet sterwe, en stede moet met die banvloek getref word. Ons hou nie baie van daai God nie. En toe kry ons nou vir Jesus in die Nuwe Testament. Die meeste glo dat Jesus is die liefdevolle en nederige een, hy is so anders as die Vader, en hy het maar eintlik die Vader se straf op die kruis gedra, maar die Vader heeltemal buite homself was oor die sonde van die mense. Dis die deursnee mense verstaan van die God van die Bybel. En dan as ons by die Heilige Gees kom, vriende, is alles en nog meer vandag aanvaarbaar. Baie stel die Heilige Gees voor as die sagte duif van die hemel. Nou weet ons dat die Heilige Gees in die gedaante van 'n duif op Jesus neergedaal het by sy doopgeleentheid. Maar baie stel die Heilige Gees as die sagte duif van die hemel, wat heeltyd sagte woorde en idees in my oor fluister, wat my op sekere fantasieevlugte neem, sodat ek ietsie van die Godheid kan beleef, en daarom het ons so baie bizarre dinge in die kerk van die Here Jesus vandag. Maar hierdie gedeelte sê vir ons eenvoudig, dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees 'n drie-enige God is, wat ons van mekaar kan onderskei, maar nie kan skei nie, en hulle al drie sal intens by die oordeel betrokke wees. U sien God se liefde. Luister wat ek vir u sê vanmôre. God se liefde word geopenbaar in Jesus, sy Seun,
wat kom sterf het aan die kruis. Die enigste een van die godheid wat vir ons sigbaar kom word het. Die seun was gewillig om te kom sterwe. Hy was nie agter sy nek gevat of spreekwoordelik agter die nek gevat en gesê, jy gaan sterwe nou vir die mense nie. Jesus sê, ek het my lewe gewilliglik om aflê, om dit weer op te neem. En as ons kyk na die woord, dan sien ons dat die Heilige Gees juist die een is, wat die lewegewende bewerker is, om hierdie kosbare saligheidsplan vir ons bekend te maak. So kom ek kyk gou, of vat gou dit saam. As ons sien die troon van God, dan sien ons vanuit die troon sal die oordeel kom, en Vader, Seun en Heilige Gees, al drie, sal 100% betrokke wees, en in akkoord gaan met die oordeele. Die Heilige Gees is nie die sagte een, wat die oordeel probeer teestaan nie, maar is die een wat die oordeel, saam met die Seun en saam met die Vader, sal voltrek. Sê die Here nie vir onsself in Johannes 16 vers 7, dat wanneer hy weggaan, sal hy die trooster stuur, die Heilige Gees, en as die Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. So hierdie oordeel van God is 'n sekere ding wat vasstaan. En vriende, so seker as ons sit hier vanmôre, so seker sal God se soete, oortuigende Gees wat vanmôre nog in jou hart werk, die een wees wat in akkoord gaan met God se oordeel, en hierdie oordeel sal voltrek, saam met die Here Jesus Christus, sodat mense kan sien en weet, dat die drie-enige God, die enigste ware God is, wat ook oor sy skepping die oordeel kan vel. Maar verder sien ons die vier lewende wesens. Ons sien die troon van God en hoe die oordeel vanuit die troon van God gaan, maar ons sien ook die vier lewende wesens. Ek lees vir u, en voor die troon was daar 'n see van glas, dit wys maar vir ons op die heerlikheid van die Here, en amper dat Johannes nie kon beskryf wat hy alles gesien het, in hierdie heerlikheid wat aan hom geopenbaar is nie. Maar vers 7 sien ons die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede ene soos 'n kalf, en die derde ene het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend, en die vier lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En wie kan gou vir my sê, wie was hierdie vier lewende wesens? Ek weet nie. Jy sien, die probleem is, terwyl ek my navorsing gedoen het, is die spekulasies. Hierdie een sê dit, en daai een sê dat, en hierdie een wonder waaroor dit gaan, en toe ek voorberei, toe kom ek uit by die goue vers wat ek vir u gegee het, so paar maande terug, Deuteronomium 29:29, wat sê die verborgde dinge is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Luister vriende, ek het nie nodig om elke ding in die Bybel vir u te verklaar, om u te oortuig dat u sal glo nie. God die Heilige Gees gebruik sy woord om oortuigingswerk te doen, en daar kom 'n punt in die verklaring van God se woord, dat ons terugstaan en ons kyk na die heerlikheid geopenbaar in die blaaie van die Bybel, en ons sê, Here God is te groot vir ons om te verstaan. U kan die boek Esegiel gaan lees. Die wiele en die verskillende wesens wat vorentoe kom en buig en al die dinge, en jy lees dit en jy vra vir jouself, wat wil Esegiel vir ons sê? Eenvoudig hoe groot God is. My en jou verstand kan hom nie begryp nie. So, wie is hierdie vier lewende wesens? Ek kan vanmôre spekuleer tot en met die tyd verby is, en ek gaan dit nie doen nie, maar wat ek klem op gaan lê is wat hulle doen. Jy sien, dit gaan nie so seer oor wie hulle is nie, maar wat doen hulle? En hoe kan ons daaruit 'n geestelike les leer? Ons weet nie presies wie hulle is en waarom hulle so beskryf word nie. Ons kan nie spekuleer, of ons kan spekuleer, maar ons gaan dit nie doen nie. Want daar is so baie vriende, maar wat vir my getref het is, wat doen hulle? Die Bybel sê dit sonder ophou. Nou as die Bybel sê dag en nag, dan moet u nou nie verward raak nie, want die Here sê vir ons in die hemel sal daar geen nag wees nie. So Johannes probeer vir ons in menslike taal beskryf, die sonder ophou, in ons konteks dag en nag, sonder ophou in die heerlikheid van die hemel, sal daar wesens wees, wat vir ons amper onverklaarbaar is, wat sal uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige.
Nou waaraan laat hierdie wesens u dink, as u bietjie terugdink aan u Bybelstudie in die Ou Testament? Onthou u daar in Jesaja 6, het Jesaja ook die troon van God se heerlikheid gesien, en die Bybel sê vir ons, serafs het bo hom gestaan, so, ons kan miskien die afleiding maak, dat die 4 lewende wesens, so serafs is, 'n besondere taak en 'n rol vervul, en die Bybel sê, het 6 vlerke gehad. Ek wil vir u sê, u moet u probeer indink, hierdie magtige wesens, wat voor die troon van God is, en die Bybel sê, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. U sien, die belangrikheid lê nie so seer in wie hierdie wesens is nie, maar juis in wat hulle doen. Volg gou saam met my. Aanbidding, vriende, is die hoogste en belangrikste prioriteit van die geskape wesens van God. Soos God se engele is ons ook geskape wesens. Ek hoor nou die geprediker sê, ons gaan terug na ons hemelse heerlikheid. Dis nie waar nie. U en ek het nie bestaan voor ons na hierdie aarde gekom het nie. God het bepaal dat deur 'n man en 'n vrou uit by mekaar kom, is daar 'n geboorte van 'n kind, en dus van my bestaan begin. Daar was een wat van ewigheid af was, dit is die drie-enige God. U en ek is geskape wesens. Ons is nie in 'n siklus van reïnkarnasie nie. Ons was nie by God op hierdie aarde, nou gaan ons terug na God toe nie. Ek en jy is gebore, en ons hoogste prioriteit en belangrikste prioriteit is om die Here te aanbid vir wie hy is. Al verstaan ons nie die volle detail van wat hy in sy woord vir ons gesê het nie. Weet wat maak my moeg en moedeloos? Predikante wat dink hulle kan alles in die skrif verklaar. Haarfyn vir ons sê, hierdie wese is dit, en hy het soveel haar op sy voorkop gehad, hy het soveel dinge gehad, hy het soveel dinge gedoen. Vergeet daarvan. Ons hoogste en mees belangrikste geestelike aktiwiteit behoort die aanbidding van God te wees. Ek wil jou vanmôre vra, en ek vra dit tot my eie hart, wanneer laas het u en ek, soos die 24 ouderlinge in Openbaring 4 vers 9, uitgeroep, voor hom neergebuig en gesê, u is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape, en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Onlangs iemand gehoor wat gesê, die meeste van ons, as ons bid, kom met ons groceries lys na die Here. Here, ek soek dit en ek vra dat en doen dit, en Here, asseblief laat hierdie ding verdwyn en laat hierdie ding verander in my lewe, en ag Here, hierdie kant toe en daardie kant toe, wanneer gaan ons as skepsele agterkom? Ons hoogste prioriteit, die belangrikste ding wat ons kan doen op hierdie aarde, is om hierdie God te aanbid, want ons gaan vir ewig daarmee besig wees. Hoe dit in die hemel gaan wees, weet ek nie. Calvin vra my baie keer, pa, wat dink jy, wat gaan in die hemel wees? Ander predikant se seun het hom gevra, pa, gaan daar baseball in die hemel wees? Toe sê pa vir hom nie, toe sê nou weet ek nie wat ek wil gaan nie. Want jy sien, hy verstaan nie, dat daar 'n heerlikheid is wat vir ons wag, wat nie aan ons geopenbaar kan word, in die mate wat dit geopenbaar gaan word nie, want ons verstand sal dit nie kan begryp nie. Ons is te gewoond aan die hier en die nou, die aardse. Daar wil ek jou vra, kom in die gewoonte om hierdie God te aanbid, as die 3 maal heilige God. Voor jy enigiets vra, van vanaand as jy bid, voor jy enigiets vra, begin om aanbid, vir wie hy is, hierdie kosbare, heilige, drie-enige God. Maar ons sien verder, en terwille van die tyd gaan ons oorgaan, ons sien die geseelde boek, Openbaring 5 vers 1, en ek het in die regterhand van hom, wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, en met 7 seels goed verseël. Ons gaan later uitkom, jy sal sien, daar staan 7 seels op die kaart. Ons gaan bietjie later uitkom in Openbaring 6 en verder, wanneer ons hierdie seels gaan hanteer. Nou, wat ons lees hierso is, vriende, dat ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wees waardig om die boek oop te maak, en sy seels te breek. En niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak, of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is, om die boek oop te maak, en te lees, of daarin te kyk nie.
Hierdie boek gaan ons oopmaak in die mate wat die Here dit aan ons geopenbaar het in hoofstuk 6, 7 en verder. Maar die Bybel sê daar was niemand wat hierdie boek kon open nie, want hierdie boek se inhoud was van so aard, dat net die een wat die oordele wat in hierdie boek beskrywe is, gaan voltrek. Die een was wat hierdie boek kon open, naamlik die Here Jesus Christus self. En glo dit of nie, ons gaan oor na die volgende punt. Ek het daaraan gedink toe ek hierdie punt voorberei, julle gaan vir my sê, luister, maar dis die kortste punt wat ons nog ooit van jou gehoor het. Want die ander ene gaan nou bietjie langer wees. Jy sien, die geseelde boek moet oopgemaak word. En hierdie geseelde boek gaan oopgemaak word deur die leeu van Juda. Hoe beskryf die Bybel dit? Jy sien, ons lees hier in Openbaring dat niemand hierdie boek kon open nie, behalwe die leeu van Juda. Wat ook terselfde tyd as die lam wat geslag is, beskryf word. Nou luister vriende, is daar 'n verskil tussen 'n leeu en 'n lam? Ek dink as ons daai twee in 'n hokkie gaan sit, dan dink ek gaan een van die twee gaan nie meer daar wees binne 'n paar minute nie. Daar is verseker 'n verskil tussen die leeu en die lam, en dis presies wat die Here vir ons wil kom openbaar, wanneer ons kyk na ons eie geestelike lewe. Jesus Christus, die een wat aanbid was, het soos 'n geslagte lam na hierdie aarde gekom. Hy was bereid om hom te verneder. Wat se godsdienst soek ons vandag? Ons wil nie verneder word nie. Ons wil nie 'n godsdienst hê waar ons minder moet word nie, waar ons miskien snaaks aangekyk word of bespreek word nie. Ons soek 'n godsdienst waar ons kan name and claim en waar ons die senterpunt kan wees. Kyk na die lam, wat ook as die leeu van Juda beskryf word. Die een wat vir ons kom leer het hoe om te lewe, sodat ons hom kan verheerlik. Johannes sê in Johannes 1:29 van Jesus, die leeu van Juda, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Jy sien, die een wat die boekrol oopmaak is dieselfde lam wat die dood en die sonde oorwin het. Hy is nou Jesus, die koning van die konings en die Here wat sal regeer tot in alle ewigheid. En daarom vind ons in Openbaring 5 vers 5 hierdie woorde. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, met ander woorde die beloofde Messias, Jesus Christus, die lam wat geslag is op Golgotha's heuwel, hy is die leeu wat op die troon sit, hy is die een wat regeer. En die Bybel sê, in die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die hemel, of in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met 7 horings. Dit is maar simbolies van Jesus se volmaakte krag en heerskappy, en 7 oë wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Kosbaar om te sien, vriende, dat God drie-enig regeer. Hy regeer van die troon. Die Vader, Seun, Heilige Gees in harmonie met mekaar. En hierdie geseelde boek word geopen deur die een wat die prys betaal het, Jesus Christus, wat God se liefde aan ons kom openbaar het. En die Bybel sê vir ons in vers 8, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. U moet onthou, al hierdie goed gebeur nou voor hierdie 7 seels gebreek sal word. Johannes is nou in die heerlikheid van die hemel, hy sien nou wat God aan hom openbaar, die heerlikheid van die lam wat geslag is, wat nou die leeu van Juda is, wat nou hierdie boek oopmaak voor die oordeele hier op aarde sal plaasvind, soos ons in die weke wat kom dan sal sien. Ek het hierdie boodskap, of in die voorbereiding van hierdie boodskap, by myself gedink, en mense wil weet, hoe gaan hierdie nuwe lied klink, wat gesing word? Ek weet nie, dit is 'n nuwe lied. Dis nie as die son se laaste strale nie, dit kan ek u waarborg. En dis nie what gift of grace is Jesus Christ my Redeemer nie.
Dis ook nie daar as 'n dierbare kruis nie. Dis 'n nuwe lied en van die woorde in hierdie lied gaan wees: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Dis ietsie van die inhoud van die lied aan ons geopenbaar, maar dit gaan 'n nuwe lied wees waar ons met 'n nuwe hart God sal aanbid. Hierdie nuwe hart, 'n hart wat nooit weer aan sonde onderworpe sal wees, nooit weer met boosheid sal stoei nie. 'n Hart nuut, 'n hart wat God tot in ewigheid toe sal dien en sal eer as die ware God. U sien, hierdie lied is 'n lied wat hulle gaan sing voor die troon, om lof te bring aan die een wat waardig is om die oordeele op hierdie aarde te voltrek. Toe ek voorberei, toe vra ek myself die vraag af: as ons sing in hierdie gemeente, is miskien nie 'n nuwe lied nie, maar as ons die liedere sing wat ons vanmôre gesing het, sing ek met my lippe, of sing ek met my hart? Ek vra jou vanmôre, toe jy hierdie liedere gewerk het jy gelet op die woorde en vir die Here gevra, Here, dat U iets van die waarheid wat hier neergepen is, in my hart sal lewend maak? Het U deur elke lied wat U gesing het, U hart voorberei vir God se woord? Het U gesing met oorgawe, met ware ootmoed en aanbidding, 'n meelewing wat God die Heilige Gees in U hart werk, om U in sy heilige teenwoordigheid te bring, om die woord te hoor, sodat ons hom kan verheerlik. Dis belangrik om ons harte voor te berei. Ons is met so baie goed in die week besig. Selfs op pad na hierdie kerk toe vanmôre het U miskien dinge beleef, wat U gedagte heeltemal in 'n ander rigting kan stuur. Daarom belangrik dat ons sal sien, ook in die hemel gaan hulle sing, stemme gaan weer klink en uiteindelik gaan ek nie meer vals sing nie. Een van die ouens op Webwoord het my nou dag gekontak, die sê vir my, jy moet miskien eerder preek. Want hulle het vergeet om die klank reg te stel en ek sing toe 'n solo en ek luister na myself en ek kruip onder die bed weg en effe probeer iets red wat daar te redde is. Maar dag aan 'n dag gaan breek dat hierdie stem volmaak gaan wees en ons gaan hierdie volmaakte God aanbid. Maar daar's iets wat my nog getref het waarmee ek vanmôre gaan afsluit. Die Bybel sê, het 'n nuwe lied gesing, U is waardig om die boek oop te maak, of die boek te neem en sy seels oop te maak, iets geslag, het ons met die bloed gekoop, en het ons konings en priester vir ons 'n God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Die laaste 2 gedagtes wat ek mee wil afsluit, vriende. Elke ware kind van die Here volgens dit wat ons in Openbaring 5 lees, is bloedgewastes. Wat beteken dit? Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Ek was onlangs by 'n gemeente, of eintlik so 'n paar jare terug, voel soos onlangs, tyd gaan net so verby. Maar ek sit toe die aand in die gebedstyd voor die diens, en 'n man begin bid en hy sê, Here, ek sien hoe ek stap na Golgotha se heuwel. En ek sien die bloed uit die liggaam van Jesus drup. En ek druk my vinger in die bloed. En ek weet nie of hy die bloed gesmeer het, iewerste aan sy lyf of geproe het of. En terwyl hy bid toe, dink ek myself, wat bid jy? Waarmee is jy besig? Ek sê later vir die predikant, luister, jy sal met hierdie ou moet praat, hy's besig met 'n tipe van mistisisme. 'n godsdiens wat vreemd is van die Bybel. Sy antwoord was vir my gewees, los die man uit, hy besoek van 'n ander kerkie by ons en ons wil hom nie ontstel nie. Luister, deur sy bloed beteken nie dat daar 'n bakkie in die hemel is wat opgevang is en elke keer as 'n sondaar kom word bietjie bloed gevat en op my besprinkel nie. Die bloed is simbolies van die lewe. Die lewe en die bloed is een. Toe Jesus sy bloed gestort het, is sy lewe uit hom uit. Liggaamlik het hy gesterf en hy het ons gekoop met hierdie lewe aan die kruis wat hy gegee het. Daarom sê 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Openbaring 7 vers 14. Ek sê vir hom, my Heer, U weet dit.
En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het al klere gewas, en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Het jy al gedink, hoe kan bloed klere wit maak? Bloed is rooi. Maak nie saak van wat se volk, nasie of taal jy is nie. Glo my, ek het almal al gesien bloei. Hulle bloed is rooi. Jesus Christus was volkome God, volkome mens, hy het sy bloed gestort. Hoe kan sy bloed my wit was, witter as sneeu? Wat wil die Here vir ons sê? Watter beeld gebruik God in die woord? En kom ek gaan vir u dit kortliks probeer illustreer. U sien bloed is rooi. En die vraag is, hoe kan dit my witter was as sneeu? U sien, dit is die beeld wat God gebruik om aan te dui dat die lam wat geslag was, Jesus, die sondelose was. Hy was enig in sy soort. Daar is nie een wat voor hom gekom het nie, daar is nie een wat na hom sal kom nie. Sy lewe, sy wese, sy alles was sondeloos, as ons die uitdrukking kan gebruik, witter as sneeu. 'n beeld wat die hoorder sou verstaan het. Daar's niks so wit so sneeu nie. Sy dood en bloedvergieting het teweeg gebring dat elke boetvaardige sondaar sy reinheid en heiligheid deelagtig kan word. Deur sy bloedstorting beklee hy my met die kleed van sy geregtigheid. As die Bybel sê ons kleed is gewas in die bloed van die lam en is wit so sneeu, dan beteken dit eenvoudig kinders van Jesus staan voor God in die bloed van Jesus witter as sneeu. Met ander woorde, sy lewe, sy geregtigheid, sy volmaaktheid het my deel geword deur die redding wat ek gesmaak het. Daarom is die vraag vanmôre, is jou kleed nog besoedel met sonde, of kan jy vanmôre sê ek is rein deur die bloed van die lam? Ek vra nie of jy sondeloos is nie, want nie een van ons is nie. Moet tog nie 'n sondelose gedagte probeer koester as dit kom by dat ons klere gewas is in die bloed van die lam en dit is witter as sneeu nie. Eenvoudig wat dit beteken is dat ons nou voor God rein, sondeloos, bekleed in die kleed van geregtigheid van Christus geklee is, en daar is nie 'n druppel sonde in Christus gewees nie. Daarom sal ons die hemel sien, omdat Christus vir ons die weg gebaan het. Maar ons, sê die Bybel, sal ook as konings en as priesters vir ons God regeer. Die Bybel sê vir ons in 1 Petrus 2 vers 9 presies wat Johannes hier in Openbaring 5 vir ons leer. Petrus sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, en ek wil nie veel oor uitverkore praat nie, sal later daarby uitkom. Ons is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Nou wat bedoel die Bybel as die Here sê ons is gewas, ons is in wit klere, ons kleed is wit en rein, en ons gaan konings en priesters vir ons God wees? Wat op die aarde wil die Here vir ons sê? Kom ek probeer verduidelik. Ons as kinders van God is nou 'n koninklike priesterdom. As ons die Ou Testament gaan bestudeer, was konings uit die geslag van Juda, en ons sien dat priesters uit die gestam of die geslag van Levi was. Dit was twee baie besondere ampte om te vervul en nie sommer vir elkeen nie. Deur Jesus se verlossing, deur sy reddende werk aan die kruis, kom sê Petrus vir ons, dat ons as kinders van God, in 'n koninklike priesterdom, sal leef saam met die Here, en hy lê klem op die besondere posisie en plek, wat ons deur Jesus se dood aan die kruis, in God se koninkryk ontvang het. Deur Jesus, vriende, is ons baie bevoorregte mense. As konings, sal ons eendag saam met die Here die wêreld oordeel, volgens 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3, en as priesters het ons deur Jesus die besondere toegang tot God, soos die Ou Testamentiese hoofpriester dit gehad het. Jy moet onthou, ons kan nooit die Ou Testament losmaak van die Nuwe Testament nie. Dis een testament. Dis God wat in die Ou Testament vir ons iets beloof het, in die Nuwe Testament dit geopenbaar het.
Hy het in die Ou Testament vir ons gesê, luister, dis hoe dit gaan werk in die Nuwe Testament, dis hoe dit vervul is. Jesus Christus, toe hy uitroep aan die kruis, dit is volbring, wat gebeur? Die voorhangsel skeur, die weg word geopen, tot in die allerheiligste, en ons as kinders van die Here word genooi om nou na God te nader, deur ons ewige hoëpriester Jesus Christus. Maar ook sal ons as konings regeer, en ek wil net hier die klem lê daarop. Ons sal nooit gelyk wees aan Jesus nie. In die sin dat ons ook God sal wees. Dat ons ook hierdie goddelike aanbidding sal geniet nie. Hy sal vir ons net 'n posisie gee, wat ons op aarde nooit aan kon dink, ons deel kon wees nie. Daarom wil ek vir u sê in Jesaja 43:21 staan daar, die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig, nie net op aarde nie, maar ook tot in alle ewigheid. Vriende, ek is klaar met die boodskap en ek gaan die boodskap net afsluit. Deur vir u te vra, gaan u deel van hierdie uitverkore skare wees. Weer 'n keer sê ek vir u, ek kan nie vir u alles verklaar rondom die boek Openbaring nie. Ek kan nie vir u alles verklaar rondom God en rondom die troon en rondom die 4 lewende wesens en die geseelde boek en wat geopen gaan word nie, maar die Here gee vir ons sulke skreefies dat ons kan sien om ons klaar te maak om God te ontmoet. Ek vra vanmôre vir jou, gaan jy deel van hierdie uitverkore skare wees? En jy vra vanmôre vir my, hoe kan ek weet? Wie van julle die Spurgeon boekie gekry? Morning and Evenings. Wie van julle het hom vanmôre gelees? En vanmôre se gedeelte gaan juis hieroor. Hoe kan ek weet? Ek is deel van die uitverkore skare. En ek gaan hierdie woorde in Openbaring 22 vers 16 en 17 vir u lees om u af te sluit. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel in die geslag van Dawid, die blinkmôre ster. En die Gees en die bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors sê kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Ek nooi jou nie vanmôre na Jesus en sê kom nooi hom in jou hartjie in nie. Ek vra jou vanmôre, dors jy om hierdie onstuimige siel van jou tot ruste te bring? Ek vra vanmôre vir jou, dors jy na een wat vir jou lewe en lewe in oorvloed kan gee? Of gryp jy nog vanmôre na al die grashalmpies in die lewe, rykdom en roem en vriende en mense en 'n posisie in die lewe? Luister, dit sal alles teleurstel. Alles. Gaan praat met skatryk mense. Dan vra jy vir hulle, waar is jou kind van 19? Jy het vir hom alles gegee wat hy wou gehad het, waar is hy? Nee, hy is of homself opgehang met 'n briefie, pa, ek sien nie meer kans vir die lewe nie. Of hy's vasgevang in dwelms, of in seksuele losbandigheid, of in geld, of in roem, of in een of ander iets. Maar in sy binneste is daar 'n honger en 'n dors wat hy probeer versadig met alles wat die wêreld kan bied. Terwyl Johannes vanmôre vir ons sê, dis net Jesus wat die dors in jou siel kan les. Wat moet jy doen? Laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil die water van die lewe verniet. Neem verniet. Die Here soek nie dat ons deur 'n veranderingsproses moet gaan. 6 stappe om 'n beter Gerard Bekes te wees. En dan kan jy gaan kyk of jy aanvaarbaar vir God sal wees nie. Nee. Kom soos jy is. Jy's of vanmôre deel van die uitverkore skare, of nie. Ek vra vanmôre vir jou, is die dors in jou binneste geles? Word dit geles deurgangs deur hierdie wonderlike lam wat geslag is, wat nou die leeu van Juda is? Of is daar vanmôre nog daar die leemte wat net die Here kan vul? Kom ons bid saam. Here, ons staan verstom en verbaas wanneer ons kyk na wat Johannes gesien het en wat hy vir ons probeer beskryf het van die heerlikheid van die hemel. En daar kom tye, Here, waar ons maar net terugsit en ons kyk na die teks en ons sê, Here, nou kan ons verstand nie sin maak van wat U wil sê nie. Maar ons dank U vir daardie skreefies wat U heeltyd ooptrek.
Here, wanneer ons die woord lees om te sien dat U die een is, wat van die troon die oordeel sal voltrek. Here, ons sien die kosbare waarhede van die 4 lewende wesens, hoe hulle U aanbid as die 3-maal heilige, saam met die 24 ouderlinge, en die opdrag kom, dat ons U, die een wat sal oordeel, ook sal aanbid, as die 3-maal heilige God. Ons sien die geseelde boek, wat niemand kon open nie, en daar was een wat waardig geag was, die seun wat sy lewe gegee het, wat die dood en die hel oorwin het, wat die boek kon open om die finale oordeel te voltrek, sodat ons by U in die heerlikheid kan wees. Here, dankie dat ons 'n nuwe lied gaan sing, en hierdie lied gaan nie gaan oor ons nie. Het gaan oor hoe suksesvol ons was, of wat die balans in ons bankrekening was, of wat se karre ons gery, of wat se huise ons ingebly het nie. Dit sal irrelevant wees, die dag as ons voor hierdie troon staan. Al wat belangrik gaan wees, is dat ons U sal aanbid, ons Skepper, wat ook in Christus ons redder geword het, en deur die Heilige Gees ons lewend kom maak het, sodat ons waardig geag kon word om deelgenote van hierdie hemelse heerlikheid te wees. Here, om te dink dat ons konings en priesters vir ons God sal wees, maak amper nie vir my sin nie. Op aarde is daar soveel dinge wat gebeur, en ek wil amper sê kategorieë van mense, en mense wat 'n adelstand het, en ander wat 'n laer stand het, en ons kyk na hoe daar in hierdie wêreld, Here, hierdie onderskeid getref word. Maar vir ons as U kinders sal daar 'n dag aanbreek, dat ons as konings en priesters in U heerlikheid sal wees. Hoe dit presies gaan werk, weet ek nie. Maar al wat ek weet, ek sien uit na daardie dag, om U, die opperherder, die ewige koning, te aanbid en te doen wat U van my vra met 'n gewilligheid, en U dit dan aanbid met 'n sondelose hart. Nou is die voorbereidingstyd. Nou op aarde is die tyd van stryd, en hoe fel is die stryd net nie. Daarom bid ek, Here, dat ons nie maar nou ledig op die markplein sal sit nie, maar dat ons ons allerbeste sal gee vir U, ons allerhoogste. Ons loof U, ons prys U wonderlike naam, dat ons nou kan vra dat U self die naprediker van U woord sal wees. Amen.